Die Here is my hart, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, dankie Jesus, lei hy my heen. Baie diep haal hy my oor. Halleluja. Baie diep haal hy my oor. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Baie diep haal hy my oor. Sê dit nog 'n keer saam. Die Here is my hart, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê, dankie Jesus, in groen weivelde, Jesus, na waters waar daar rus is, daar lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my. Oh, en baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. Hoe baie diep haal hy my uit. Ag, gaan dit nog een keer sing. Die Here is my herder, sing dit sterk toon. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, dankie ja. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Ek dink aan pastoor Pieter Snyman. Pastoor Pieter Snyman, toe hy net tot bekering gekom het daar in Benoni, toe hy tot bekering kom het hy 'n fiets gehad en hy het siele wen passie gehad. En dan het hy elke Sondagoggend met sy fiets by 'n sondaar gestop en gesê, klim op my fiets, ek lift jou, ons gaan kerk toe. Elke Sondag stop die ou daar, partykeer is die ou nog nie reg nie, partykeer die ou nog 'n bietjie babbelas. Hy sê, klim op, ons gaan kerk toe. En 'n paar maande daarna toe kom hierdie ou wat hy elke Sondag met sy fiets kerk toe lift, tot kragtig tot bekering. En hy sê, prys die Here. En daai volgende Sondag toe staan die ou gereed buite op die pavement. Kom haal my. Ek wil nou kerk toe gaan. Pastoor Pieter Snyman kom toe nie uit nie. En hy kry hom toe iewers, hy sê, nou waar is jy? Ek het nou tot bekering gekom. Hoekom kom haal jy my nie meer nie? Hy sê, jy's nou gered, kry jou eie fiets, tel jou eie siel op, bring hom kerk toe. Ek dink dit moet ons missie wees om te sê, wie kan 'n kerk toe nooi? En ek moedig jou nou aan vanmôre om te sê, kom ons nooi mense kerk toe. Amen.
Mense wat God nodig het. Ek het nou 'n paar goeders hier geskryf. Kom ek gee my teksvers vir jou en ek gaan so 'n bietjie nou daaruit praat. En ek gaan kort lees Johannes 4 vers 12 tot 14. En dit is waar die Samaritaanse vrou by die put is en Jesus sit by die put en hy begin met hierdie vrou 'n gesprek aanknoop en ek lees hom vir jou in Johannes 4 vers 12 14. Vers 12 sê: U is tog nie groter as ons vader Jakob nie. Nou praat hierdie vrou met Jesus. En hoor wat sê hierdie Samaritaanse vrou vir Jesus. U is tog nie groter as ons vader Jakob nie. Want die put is aan ons gegee en hy self, hierdie Jakob, het self uit hierdie put uitgedrink. En sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar: elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek Jesus hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewige lewe. Sê amen. Hey ou, ek weet, jy wat vanmôre hier is, wil nie wees, kom aan. Dis lang naweek, dit reën, jy's nog steeds hier, ek so trots op jou. Ek het nou, toe ek nou hierdie gedagte kry, toe is daar nou 'n paar goed wat in my gedagte opkom, hoe ek nou hierdie wil doen. En toe kom daar nou 'n storie in my gedagtes op. En die storie het ons almal as kind al gehoor. En dit is die storie van Sneeuwwitjie. Wie ken die storie van Sneeuwwitjie? Regtig? Sneeuwwitjie. Ja. Nou, terwyl ek aan Sneeuwwitjie dink en ek praat sommer net so 'n bietjie vanmôre. Sneeuwwitjie, as ek jou geheue kan verfris, daar was 'n koningin van 'n land ver, ver weg. En hierdie lelike, bose koningin het elke dag in haar paleis was daar 'n spieël gewees. En dan het sy elke dag, jy ken die storie, kom aan, né? Het sy vir die spieël, ken jy die storie? Dis baie my skat. Hoop jou ma leer jou die Bybel ook. Maar dan kyk die koningin vir die spieeltjie en wat is die woorde wat hulle ons geleer het daai tyd? Spieeltjie, spieeltjie aan die wand. Hoekom ken julle die storie so goed? Spieeltjie, spieeltjie aan die wand. Wie's die mooiste in die land? En wat moet die spieël dan antwoord? Jy, o koningin, is die mooiste in die hele land. En terwyl ek die ou stupid storie nadink, toe kom daar 'n paar gedagtes by my op en ek hoop jy vind my woord nie, maar ek gaan nou vandag Sneeuwwitjie tot bekering preek. Jy sien, daar's 'n gedeelte in God se woord in Lukas 18:10-14 wat praat oor waar Jesus iets verduidelik en dan praat hy oor 'n fariseer en hy praat oor 'n tollenaar. En hoor mooi wat ek nou sê, nou bid die tollenaar eerste. En hy sê, wat is sy woorde wat hy gebid het? Here, dankie. Dit klink mooi. Dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. En dan vertel hy eintlik vir God iets wat hy dink God nie weet nie. Jy weet, ek doen dit en ek doen dat en ek is en wat doen hy eintlik? Hy kyk in die spieël en hy sê, spieeltjie, spieeltjie aan die wand. Wie's die beste, mooiste, rykste in die land? Dis presies wat daai fariseer doen. En dan moet die spieël antwoord, jy's daarom awesome. Maar dan is daar 'n tollenaar en die woord van die Here sê, hierdie tollenaar sit agter en hy bid en hy slaan op sy bors en sê, Here, ek het U baie nodig. En dan sê Jesus hierdie gelykenis terwyl hy vertel, hy sê, daardie tollenaar het meer regverdig na sy huis toe gegaan as die fariseer. En terwyl ek dink aan die koers van Sterktoring, wil ek vandag hierdie eerste, miskien landmyn
vir ons net deurgee en sê, kom ons wees baie versigtig vir speeltjie aan die wand godsdiens. Hoe goed is ek? Hy moet net heeltyd vir my sê, hoe goed is ek? Hoe ryk is ek? En dan kom ons eintlik op 'n plek waar baie Christene in ons wêreld vandag sê, Bybeltjie in my hand. Wie's die beste in die land? En al wat mense wil hoor is hoe goed, hoe slim en hoe reg hulle is. Kom aan kerk. En dan maak ek vanmôre verklaring, terwyl ek net die sterktoring skip so 'n bietjie weer wil koers gesê, kom ons wees baie versigtig om nooit daai kerk te wees wat sê, ek is darem 'n goeie mens. Sorry, hier's iemand se troupapiere. Rensha, as jy hier so sê, hoor. Laat ons nooit op daardie plek kom nie, en ek probeer nou nie vanmôre iemand afkraak nie, ek is besig met sterktoring. Ek's besig met hierdie skip wat nou 2026 gaan invaar, maar kom ons wees versigtig vir Bybeltjie in my hand. Wie's die mooiste in die land? Maar jy sien, daar was 'n dag toe in hierdie sprokie ewe skielik toe die koningin weer dink sy gaan dieselfde antwoord kry, toe antwoord die spieël. En ek weer is 'n sprokie en jy moet versigtig wees. Maar toe is daar iets anderste of iemand anderste wat mooier is as die koningin. Ken jy nog stories hier by my? En wat was daardie een se naam? Hallo? Sneeuwwitjie. Nou kom ek sê vir jou wie Sneeuwwitjie, Psalm 5 of 51, 9-10. Sneeuwwitjie, ontsondig my met hyssop dat ek kan rein wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Die refleksie in die spieël, moenie vir my sê hoe goed ek is nie, maar die refleksie in die spieël, hoekom het jy 'n spieël? Ek weet daar gaan baie antwoorde kom. Maar die spieël se oorspronklike plan is om die chaos wat jy gemaak het terwyl jy geslaap het, te herstel. Ek was gister by 'n troue en ek sê vir die mense, my vrou op haar mooiste so in die oggende as sy die bed uitklim en dit lyk of sy in die tammeldraier geslaap het. Want dis ware liefde, die hare staan lekker de mekaar. Praat nou die dag, jy weet, kommunikasie is 'n groot ding in 'n huwelik, maar my kommunikasie skills voor 7:00 in die oggend is maar baie swak. Maar die oorspronklike werk van 'n spieël is om die refleksie te sê, daar is iemand en wat kan ek doen om hom beter te laat lyk? En wanneer ons in die spieël kyk of in die Bybel kyk, is daar een refleksie en dit is Jesus Christus. En dan moet ons in die spieël kyk en nie vir sneeuwwitjies soek nie, maar ons moet hom soek wat witter kan was as sneeu. Is dit so? En die ding is net, wanneer ek en jy op daardie plek in ons lewe kom en ons sê, ek kyk elke dag in die spieël en ek is man genoeg, ek is vrou genoeg om die foute soek en ek sê, Here, as ek in die Bybel kyk, fix my Here, kom aan. Fix my, ek wil nie hoor hoe goed is ek nie. Maar Here, fix my, dat wanneer ek in die spieël kyk en die refleksie wat terugkom, ek kan sien, maar hierdie ou in die spieël begin al hoe meer soos Jesus lyk. Amen. Dis wat ons wil hê. Ek weet in hierdie kerkwêreld en ek praat net van 'n paar landmyne en ek gaan myself nou reg help, maar hoor dit gou mooi. Ons lewe in 'n tyd waar mense die eindproduk meer belangriker ag as die bron van wat ons moet hê. Kom ek verduidelik jou. En kom ek sê dit in 'n mooi nederige stem. Daar's baie mense en hoor my nou vandag, ek kan my uittrap na die tyd. Daar's baie mense wat Jesus dien net om ryk te word. Kom ek sê gou vir jou, daar's baie mense wat God wil dien omdat hulle nou in hierdie laaste, kom ons sê paar 20 jaar gehoor het net van die blessings. Kom aan, ek is eerlik met jou. En terwyl ek oor hierdie ding dink en ons sing hierdie mooi lied, die Here is my herder. Hierdie week terwyl ek so dink, toe
maak die gees van God dit net weer los in my hart en hoor gou mooi, wat is my en jou as kind van God se werk? Wat is Sterk Toring se missie vir 2026? Kom ek sê vir jou, ek het een missie en dit is om die herder te volg. Kom ek vat jou na dis wat die eerste vers van Psalm 23 sê. Hy sê, die Here is my herder. Ek moet die herder volg. Ek moet na die herder se stem luister. Maar dan kom die laaste vers en dan sê hy hierdie woorde, en net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Kom ek sê dit vanmôre so vir jou, Sterk Toring, wat is ons missie? As jy mooi die skrif ontleed, is dit doeteenvoudig. Ek en jy moenie agter goedheid en guns aanhardloop nie. Maar as ek agter die herder aanloop, sê die woord, goedheid en guns gaan agter my aanloop. Jy hoef die goedheid en guns te gaan soek nie, dit sal jou vind. As jy in die spieël kan kyk en in die Bybel kan kyk en sê, Here, my missie is meer soos Jesus. Ek wil soos Jesus wees. Sê dat nie maar, jy sê nou net, ons is 'n oulike groep mense wat kerk toe kom as dit reën en lang naweek is. En kom ek sê vir jou wat die waarheid is. Kom ek sê vir jou wat die waarheid is. Ek staan hier voor, maar ek het nodig om elke dag in die spieël te kyk. Elke dag want ek sê, hey Datlie, pas op. En die duiwel stel vir ons strikke wat ons so maklik intrap en ek gaan miskien volgende week gou 'n bietjie meer daaroor praat. Die strikke wat die vyand vir my en jou stel. En ek sê, kom ons wees, ek het dit hier genoem 'n meervoud evangelie. Kom ons sê vir die een langs jou, meervoud evangelie. Sê dat waar kom jy aan dit? Kom ek verduidelik jou, gister van die trou af het my vrou bestuur en ek het dit getik. So ek dink dit was al die skit van die bakkie wat my na hierdie konklusie toe gebring het. Maar die meervoud evangelie wat verkeerd is, hoor gou mooi. Daar's twee woorde in meervoud. Meer en fout. En baie mense se evangelie gaan net oor meer vir myself. En dit is 'n fout. Dis 'n meervoud evangelie. Want ek hoor wat Paulus sê, hy sê, en ek moet minder word, sodat hy kan meer word. Weet jy, so baie mense kla oor wat baie keer in hulle lewe gebeur, en daar's baie dinge wat gebeur in 'n mens se lewe. Ek weet wat die vallei is. Ek weet wat die bergtoppe is. Ek praat met jou eerlik. Ek weet wat dit is om in die middel van die maand net R50 in jou rekening oor te hê. Ek weet wat dit is. Maar ek kan nie dit wat ek as Christen is, deur dit bepaal nie. Hoor gou mooi. Want hierdie selfde Psalm 23, dan kom hy en hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Hier is nog 'n landmyn van evangelies wat verkeerd is. As jy die Here dien, gaan jy nooit weer in jou lewe probleme hê nie. Ha? Het julle daai al gehoor? Kom aan, daai ouens, die dollars, Nico Plins, en die manne met die vliegtye. En as daar iets is wat nie goed is in jou lewe nie, of dit swaar gaan, dan het jy nou iewers 'n sonde gepleeg. En as jy nie 'n goue watch het nie, is jy onheilig. Kom aan, ek praat nie hierdie goed uit my duim uit nie. Dis wat daar buite aangaan. Maar kan ek jou dit vanmôre sê, die vallei is waar ek en jy geloof leer ken. Dis waar ons geloof in God leer ken. Though God slay me, yet I will trust him, for I will then come forth as gold. Kyk vir die ou langs jou en sê, hy's halfpad. Ek wil gou net hierdie stelling maak. Sterk Toring se kompas. Hoor net hierdie stelling. As sonde in die kerkbanke rondsluip,
gaan die kerk sy krag verloor, nog voordat ons 'n verskil in die wêreld kan gaan maak. Ek sê dit weer. Ek kyk na ons mense, en ek lyk stupid, maar ek is nie. Ek sien daar's mense wat sukkel met goed. En ek is nie die ou wat jou wil veroordeel nie, maar God weet, ek is die ou wat jou wil help. Ons kan nie dat sonde in die banke rondsluip van hierdie kerk en maar net almal oor die kop streel en sê, ag, moenie worry nie. Ons moet onsself uitsorteer, want as ons nie sonde uit ons midde uitkry nie, gaan ons geen impak in die wêreld kan hê nie. Ek praat so 'n bietjie oor my missie vir Sterktoring 2026. En ek nou met my stupid ramshoring storie. Jy weet, ek wou daai ding blaas, maar my lyf het gesê, jy gaan hom nie nou blaas nie. En in hierdie uur waar ons leef, dis vakansietyd, kom aan, ons relax net. Pas op. Sorry. Pas op. Jou liggaam mag relax, maar moet nooit hierdie gees laat sak en sê, die duiwel lê en loer. Hoor jy wat ek sê? Die duiwel lê en loer. Maar kom ek en jy as Sterktoring, sê Here, hier is sommer nou vakansietyd, ek het sommer nou so 'n bietjie tyd, om Bybeltjie in my hand te speel, en te sê, Here, ek wil nie hoor hoe goed is ek nie, maar Here, waar kan ek beter doen? Is iemand saam met my? Is iemand saam met my? Here, en ek staan voor jou, ek sê, Here, waar kan Dudley Mans beter doen? Want dit is geestelike groei. Die Here vat my gedagtes, en miskien net gou hierdie stelling. Jy het nou gehoor wat ek sê. Mense, ons moet, en ek, dis hoekom ek nou sê, bring iemand saam kerk toe. Ek som Dudley Mans op, ek is evangelisties georiënteerd. Ek gaan kort in hierdie kerk 'n bekeringsboodskap preek. Die pap Christen, wat speeltjie aan die wand speel, gaan sê, ag nee, ek gaan nie kerk toe nie, hy wil nou net weer iemand tot bekering trek. Maar die ou wat Bybeltjie vat en sê, Here, waar kan ek beter doen? Hy is die ou wat sê, hey, ons pastoor gaan evangelie preek, wie kan ek nooi? Come on. Wie kan ek nooi? Want ons moet die wêreld bereik. Sterktoring is nie 'n passasiersskip nie, is 'n oorlogskip. Die grootste vyand van ons kerk, van die kerk oor die algemeen, is sonde. En ons kan vandag 'n lys van sonde noem, en ek kan met jou praat oor hierdie goedjies, en ek kan met jou praat oor daai goedjies, en ek kan nie sonde so opnoem, maar op die einde van die dag, wat ek vanmôre net vir jou sê is, kom ons tel die spieël van God se woord op, en ons wees eerlik met onsself, en ons vra net, wat sien ek? Daar is, wat ek nou net vir jou gesê het, terwyl ek agter die drom gesit het, jy is meer as 'n oorwinnaar. Maar nie omdat jy goed is nie, maar omdat hy wat jy dien 'n goeie God is. Wat sien ek? Here, waar kan ek 'n bietjie beter doen in my lewe? Ek weet nie hoekom ek dit hier geskryf nie. Ek sê weer, ek was agter in 'n bakkie, my vrou het bestuur, dit was chaos. Maar goeie intensies is nie altyd Bybelse intensies nie. En dan kom ek by Johannes 4, en ek wil so 'n bietjie deur Johannes 4 net vinnig met jou werk voordat ek gaan klaar maak. Johannes 4 is waar hierdie Samaritaanse vrou dan sit by die put. En kom ons kyk net gou-gou na haar agtergrond, en ons stel 'n paar dinge op by haar. Hierdie Samaritaanse vrou sit by die put, en uit die geleesde stuk kom ons agter dat sy nie gehou daarvan om water by die put te gaan haal nie. Hoekom wou sy nie water daar gaan haal nie? Want sy het al 5 mans gehad. En die een wat sy toe het, is ook nie haar man nie. En jy ken mos die mense in die dorp. Skinder. En praat. En elke dag, as sy by haar huisie uitstap, en sy vat haar kan om water te gaan skep, dan moet sy haarself panser, want daar gaan sy nou weer, en al die klikbekke, en al die lipvleggers,
staan alweer gereed om 'n opinie te hê oor my. En eintlik wat ek net 'n konklusie kan maak uit hierdie Samaritaanse vrou is, sy was nie perfek nie. Kom aan. Maar weet jy wat was haar probleem? En ek praat met jou oor landmyne wat ek en jy as stertoring moet vermy. Ons praat oor die skip wat op koers moet bly vir 2026. Terwyl hierdie vrou nie perfek was nie, het sy 'n ander groter probleem gehad. En daardie probleem se naam was godsdienstigheid. Want hierdie vrou praat met Jesus. En ek som dit sommer nou net self op en ek los my notas. Hoor net wat ek sê. Sy sê in die gedeelte wat ons gelees het, en sy praat met Jesus, sy sê: "Jy, Jesus, jy's mos nie groter as ons vader Jakob nie." En weet jy wat? Hierdie Jakob wat ons voorvader is, hy self het uit hierdie put uitgedrink. Hierdie is heilige put, man. Jakob het hier uitgedrink. Sy seuns het hier uitgedrink. Selfs sy koeie en sy kalwe en sy skape en sy goed het hier uitgedrink. En dan kom sy later met nog 'n verduideliking en ek som dit sommer net so op en dan sê sy vir Jesus, terwyl Jesus vir water vra, sê nee Jesus, luister jy verstaan nie. Julle Jode, julle berg is in Jerusalem. Maar ons Samaritane, ons berg is hierso. Met ander woorde, in vandag se moderne tyd, wat het sy eintlik gesê? Luister, jy het jou kerk en ek het my kerk. Los dit soos dit is. Ons bid hier. Julle bid daar. En in die Pinkster, ek kan nou sê in die Christen wêreld, ek kan self sê in die Pinkster wêreld is daar soveel berge. Elke het sy eie berg waarby jy gaan aanbid. Nee, ons doen dit so. En ek weet, dis nou baie goeie wat ek vir jou sê. Maar weet jy wat, kom ek agter? Godsdiens is 'n struik wat baie mense laat val en die plan mis. Godsdienstigheid. En wat is my plan met Sterktoring? Waar wil ek die skip stuur deur God se genade as visionêr van Sterktoring? Ek wil sê, "Wow, help my kerk asseblief, ek smeek by jou, help ons, laat ons nooit in godsdienstigheid verval nie." O, Here, help my. Ek het 'n probleem daarmee. Jy sien wat is die probleem van 'n put? Die put word gegrawe deur 'n mens. En ons sê hierdie vrou op 'n stadium ook, "Here, maar jy wil nou water hê, maar jy het nie eens 'n skep ding nie." Waar kom dit neer? Kom neer op, "Hey, as jy by die Here iets wil hê, moet jy jou eie tool saambring. Werke." En dan sê sy ook, en jy moet onthou, hierdie put is diep. Jy gaan sukkel om hierdie water te kry. Wat doen godsdiens? Hy plaas altyd die Here net so buite by jou bereik. Is dit altyd Jesus net daar waar jy hom nie in die hande kan kry nie? Want hoekom? Daar staan 'n big shot fariseer voor en sê, "Julle moet na my kyk, julle moet na my luister." Jesus bly altyd net so bietjie uitbereik en dis wat godsdienst doen. As jy by 'n put kom, en ons was by die put van Jakob, die wat saam met ons in Jerusalem was, is so 'n gat, maar hy het so 'n muurtjie om. Hoe hou ons daarvan om in kerkstrukture so 'n bietjie 'n muurtjie om die water te bou en te sê, "Hey, staan in die ry, jy gaan 'n beurt kry en ons sal vir jou sê hoeveel mag jy vat." Kom aan kerk. Ek praat oor landmyne wat Sterktoring moet vermy. Elkeen wat dors het, sê God se woord, kan kom drink van die water. Wat is Sterktoring se missie? As jy by daai deur instap en jy's dors, kom drink van die lewende waters wat Jesus vir my en jou het. Amen. Kom drink. Daar's 'n oorvloed. En dan kom dit op die einde van hierdie storie. Jy sien, die probleem van die put is en die probleem van godsdiens is by putwater word dat diep gegrou en die water stoot op, maar putwater is stilstaande water. Godsdienstigheid is stagnant. Soos sy dit nou gesê het, godsdiens. Weet, ons vader Jakob was hier, sy seuns was hier en nou is ons hier. En dis hoe dit is. My oupa was in hierdie kerk, ek is nou in hierdie kerk en ek gaan net soos hulle dit bly doen. Dis water wat stil staan. Water wat stil staan. En weet jy wat gebeur ook? As die bokkies kom drink by die put, dan is daar mos altyd 'n sondebok.
En die sonnebok stamp 'n ander bok binne in die water. Wat gebeur dan? Dan lê daar 'n dooie bok in die drinkwater. En Brakpan verduidelik dit anders. Maar daar's iets dood in die water. En wat gebeur? Die water word vrot. Verstaan jy wat ek vandag vir jou sê? En in godsdienst sal daar altyd iemand wees wat iets in die water instamp. En sy opinie ingooi en sy 2 sent ingooi en ag Here, help ons. Ek weet nie of julle nou die foto's gesien op Facebook nie. Daar is iemand nou wat nou kommentaar wil lewer daarso. Ons nou fake profile ook. Wonder of dit nie iemand is wat in die kerk sit nie. En weet jy wat sê ek? Godsdienst. Sy naam is Toby, maar sy naam is nie Toby nie. Van al wat ek weet is sy naam Susan. Maar maak nie saak nie. Ek wil sê Toby, jy is welkom by my kerk, man. Kom soek die Here, want jy is besig met godsdienst. En ek maak amper klaar, en al wat ek vandag wil sê is, ons het 'n standaard. Ek het gesê, onthou wat ek gesê het. Sonde kan nie in ons banke rondsluip en ons kan okay wees daarmee nie. Ons het 'n spieël waarin ons kyk en sê standaard. Maar God help ons as ons godsdienstige strukture bou en mense wat dors is na God voer met reëls en regulasies en nie hulle toelaat om te drink van die water van die lewe nie. Dankie Tannie Doreen. Dankie Marinet. Dankie Johnny. Waar is hierdie water beskikbaar vanmôre terwyl ek klaarmaak? Wat is hierdie water? Waar kry ek die fontein van lewende water? Van waar pitwater stil staan, is die fontein van lewende water skoon, helder water. Jy kan nie sê, hey, luister hier so fonteintjie, jy mag nie hier uitbreek nie, kom aan. Dis wat Pinkster is, die fontein breek deur waar jy partykeer dink hy gaan nie deurbreek nie. Hy breek deur en strome van lewende waters kom uit, dit hoef nie gesuiwer te word nie, en dit kan gebruik word dadelik om te drink. Waar kry 'n mens dan hierdie fontein van lewende waters? Kom ek sê vir jou waar ek dit kry. Ek kry dit baie keer in hierdie kerk terwyl ons 'n liedjie sing. Dan kan ek voel, ja, maar ek proe nou soet lewendige waters. Het jy dit al ervaar in hierdie kerk? Baie keer is dit wanneer ek by my huis oop sit met die Bybel en ek beloof jou een sinnetjie. As ek hom lees, dan aktiveer dit 'n fontein in my binnekant sê, Here, dit lewe nou, ek voel hier krag wat deur my vloei. En ek wil vanmôre vir jou sê, die fontein van lewende water is in jou bereik. Dis in jou bereik, al wat jy moet doen is kniel en drink. Ek wil jou sê waar ek baie keer hierdie lewendige waters kry. Wanneer ek in my kantoor instap en ek druk die deur toe. Ag en ekskuus nou oor die ander goed wat ek genoem het, maar ek het nie 'n soet aan nie. Party oggende vroeg is my hare nie gekam nie en ja, my tande is ook nog nie eens geborsel nie. Maar ek stoot die deur toe en ek gaan kniel op my mat. En skielik begin die fontein van lewende waters te borrel. Wat sê ek vir Sterktoring terwyl ons net so 'n bietjie fokus en rigting kry vir dit wat voor lê? Ek wil sê, kom ek en jy sê, Here, ons wil nie by die put sit van mensgemaakte dinge nie, maar ons kies om te gaan drink by die fontein van lewendige waters. Amen. Kom aan, kerk. En ek gaan hierdie diens klaarmaak vanmôre, maar ek wil vanmôre sê, in hierdie diens, in hierdie plek nou, kan jy drink van die lewendige waters. Net daar waar jy sit, wil ek jou vra, maak jou oë toe.
Sny jou af van dit wat om jou is en sê Here, hier is ek. Ek kom om my dors te les. Want Jesus sê vir die Samaritaanse vrou, as jy drink van die water wat ek jou gee, sal jy in ewigheid nooit weer dors kry nie. Terwyl jy daar sit, raak bewus van die Here. Raak bewus dat hy daar is om jou vanmôre aan te raak. Dankie dat ek my hoof kan buig. Dankie Here. Druk neer vanmôre tot by die fontein en ek sê vanmôre Here, ek het U nodig, o God. Sweep over my soul, Holy Spirit, sweep over my soul. To get a touch from the Lord is so real. Help my Here Jesus. As daar een is in hierdie plek vanmôre wat dors het, Here, dan gee ek weer 'n uitnodiging soos Jesaja 55. Almal wat dors het, kom drink van die water van die lewe. Dankie Here Jesus. Oh, flow like a river with streams of life. Wynand, help my. Flow like a river, flow free. Flow like a river with streams of life, setting your people free. Kan ek jou vra om jou hande op te steek vanmôre en te sê, flow like a river with streams of life. Flow like a river, flow free. Yeah, flow like a river with streams of life, setting your people free. Terwyl dit speel, gaan ek vanmôre iets vra. En dit gaan 'n uitnodiging wees daar waar jy sit. As jy vanmôre sê ek het so nodig om vanmôre van hierdie water van hierdie fontein te drink, terwyl elkeen net daar waar hy is, sy oë toe het. As jy sê Here, raak my aan vanmôre, wil ek hê jy moet in geloof opstaan op jou voete en sê Here, ek meld aan om te drink van die water van die lewe. As dit jou gebed is vanmôre, net daar waar jy is, staan op jou voete en sê Here, ek het dit nodig. Steek jou hande op en sê, oh, flow like a river with streams of life. Flow like a river, flow free. Yes, flow like a river with streams of life, setting baie hande so voor die Here, nog een keer saam. Oh yes, flow like a river with streams of life. Flow